Toe ek huis toe gaan donderdag aan te haal, my stem is asem en te haal ek asem. Toe word ek weer happy. Prys die Here. Ek is so bly julle is hier vanmôre. Kan ek dit vir julle sê, die Here is baie lief vir julle. Ek ervaar dit in my gees om dit vir julle te sê vanmôre. Die Here is regtig bitterlik baie lief vir julle en dit is net sy liefde wat kan red vanmôre. So ek is bly julle is hier, julle is op die regte plek vanmôre en ek glo die Here het 'n doel met iedereen en elk wat vanmôre hier is. Ons het donderdag bietjie gesels oor Hemelvaart, die belofte van die toekoms en ek gaan vanmôre so 'n klein titeltjie aan op daai ene, maar donderdag aand se primêre doel van die boodskap is dat daar is hoop vir die toekoms. Daar's soveel mense wat rondgaan in ons vriendekringe, gaan rond waar hulle sê die dae is boos, hulle weet nie wat gaan van die toekoms word van ons land nie. Hulle is bang vir die kinders wat in die toekoms is van hierdie land. En ek wil vanmôre vir u sê, daar is hoop vir die toekoms. Want die koning sê, heel waarskynlik is ons die toekoms, is ons by hom. So ons kan sien wat in die wêreld aangaan en ek moet vir u sê, dit bly 'n saak van gebed, maar dit bly ook 'n saak van vertroue. Prys die Here. Ek weet nie wie moes dit hoor vanmôre nie, maar ek het dit nou gesê en dit is uit. Halleluja. Maar vanmôre gaan ek gesels oor die belofte vir die toekoms. Ek gaan aan op hom. Dit is nie Hemelvaart boodskap nie, al dis 'n prentjie daar, prys die Here. Dit is net 'n herinnering dat hy kom terug. En maar ek praat vanmôre oor Jesus se kommitment. Dis almal stil. Ek praat vanmôre met u oor Jesus se kommitment. Is daar iemand wat vir my kan sê amen vanmôre? Jesus se kommitment. Jy dink baie keer jy moet 'n kommitment maak. En dink jy, Hemel, Vader, is baie gevra. En dan lees jy die woord, dan is dit soos, koning, jy het niks gevra nie. Jy het dit commit. Is dit nie so nie? Kom aan kerk. Ek praat menslik vanmôre. Baie keer gaan mens deur die lewe en jy sê, ja, moet seker my vrou bederf en ek moet seker dit doen. Dis 'n by the way manne, Vadersdag kom hoor. Ek sit na 'n goeie woordjie in by die dames vir elkeen van ons hoor. Maar dan dink jy, moet seker my vrou bederf, moet seker vir haar koffie vat en baie keer is dit 'n commitment, is dit nie? Jy commit jouself daartoe. En dan voel die lewe so swaar, jy dra hom so saam met jou. Maar dan lees jy die woord, dan sê jy, Here, ek kon dit nie gedoen het nie. Is dit nie so nie? Twee susters het daar agter die regte beker vanmôre, beker koffie. Prys die Here. Blaai saam met my na Romeine 5 vers 8 tot 6 vanmôre. Gaan die woord lees, Romeine 5. Môre oom, môre tannie, het julle nie vergeet nie. Romeine 5 vers 8 tot 6 vanmôre. As jy daar is, asseblief amen. Julle kan nie so vinnig blaai nie. Romeine 5 vers 6 tot 8. Hierdie skrifgedeelte is vanmôre die hart van Jesus se kommitment. En ek wil vanmôre vir julle sê, jy gaan sien. En ek gaan dit dalk nie vir jou sê nie, maar ek glo en ek is oortuig dat Heilige Gees gaan vanmôre vir jou sê waar lê jou kommitment. So asseblief. Ek wil vanmôre vir julle sê, wees waaksaam vir die Here. Romeine 5 vers 6 tot 8 sê die volgende. Want toe ons nog swak was, jy was swak, hoor. Toe ons nog swak was, het Christus op die regte tyd vir die goddelose gesterf. So wat eintlik die skrif vanmôre vir jou sê, toe jy nog 'n swakkeling was, het Christus net op die regte tyd sy lewe vir jou gegee. Amen. Jy dink wanneer jy jou lewe gee vir die Here, dis die regte tyd. Ek wil vanmôre vir jou sê, die oomblik toe jy nog swak was, vir die Here al sy lewe vir jou gegee. Amen. Die commitment was vroeër. Yes. Halleluja. Sien met my.
Ons gaan aan, hy sê vers 7. Want nouliks sal iemand vir 'n regverdige sterwe. Toe ek vanmôre na hierdie stukkie skrif kyk, dink ek by myself, sal ek regtig my lewe kan gee vir my vrou? Ek sien daar's 'n paar dames wat lag vir my. Manne, julle moet pas op. Julle moet pas op. Maar ek ken geen iemand as Jesus wat sy lewe sal kom afstaan vir my en jou nie. Ek ken niemand soos dit nie. Die skrif sê vir 'n goeie mens sal iemand miskien nog die moed hê. So dit is nie eers 'n punt nie, miskien. Miskien is net so goed om te sê nooit. Maar vers 8 sê, en dit is vanmôre die Here se kommitment, hy sê, maar God bewys sy liefde tot ons daarin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. So die Here se kommitment vanmôre is dit, dat toe jy nog 'n sondaar was, beteken as jy die swak buikpunt is dit 1, toe jy nog swak was, toe het die Here sy kommitment gemaak, God het sy kommitment bewys, deur Jesus wat 'n realiteit daarvan gemaak het. Dat die toekoms wat vir jou beplan was, kon uitgevoer word, omdat God besluit het sy seun moet die straf vat vir jou as 'n sondaar. God se kommitment vir jou, broer en suster, is vanmôre so, dat jy moet besef, dat jou Jesus Christus, wie jy met jou hele hart lief het, is vanmôre die rede, hoekom jy vanmôre 'n toekoms het. Jesus is bly die belofte van die toekoms. Hy het gesterwe vir ons. Hy het opgegaan. En die woord sê in die toekomstige tyd sal hy terugkom. Dink aan donderdag se woord, sal hy terugkom. Vir die wat nie hier was nie, die woord is op YouTube en Facebook. Die Here se kommitment vanmôre, ek praat met julle oor 'n kommitment vanmôre, 'n besluit wat die Here gemaak het teen gunste vir sy kinders. En dan is daar nog steeds mense in die wêreld wat hierdie guns, hierdie besluit baie ligtelik opvat. En ek wil vanmôre vir julle sê, dit is hartskeurend om te sien dat dit net 'n normale gesprek item is op iemand se gedagtes om te sê, my Jesus het vir my gesterf. Maar besef ons vanmôre die liefde daarin, as ons sê, my Jesus het vir ons gesterf. Die belofte daarin vanmôre is nie net, hy het vir ons gesterf nie. Die commitment, die verbintenis wat ons het vanmôre is dat hy is die belofte van die toekoms. En God het dit klaar bewys. Die volgende bewysstuk wat hy gaan gee is wanneer die Here sy kinders kom haal. Halleluja. Die Here se kommitment is vanmôre een van die sterkste versekerde geloofsversekering wat daar kan wees vir ons as kinders van die Here. Dis nie vanmôre net woorde nie. Dis 'n aksie. Ons is vanmôre bevoorreg om as broers en susters in die Here om in so 'n liefdesband te kan hê met die koning. 'n liefdesband wat vanmôre van commitment praat. Commitment tot ons as kinders. En daarom sê die woord, ons moet vir mekaar lief wees. Ons moet vir mekaar daar wees. Hoekom? Want dis dieselfde commitment wat die Here aan ons gee, wat hy aan ieder en elk van ons wil gee. Ek praat van koinonia vanmôre, is dit nie? Sy grootste commitment is dat hy vir ons gesterf het en sy lewe vir ons afgelê het, en daarin bewys hy sy liefde oor en oor en oor. Nou wat is presies 'n ware commitment, 'n ware verbintenis? Dit is 'n volgehoue, getroue en opregte oorgawe wat aan God gegee word.
Die oomblik wanneer jy, liewe kind van God, jou lewe aan die Here gee, is dit 'n volhoue, getroue en opregte oorgawe wat jy aan God maak. Yes, pastoor, ek het lank om my lewe vir die Here gegee. Dit is so, jy het lank al. Maar soms vergeet mens van die liefde. Want saam met die oorgawe kom die liefde. Dis 'n ware commitment in liefde, verbond en vertroue. So die Here se commitment is vanmôre enormes. As mens sê baie keer moet think out of the box, nee. Nou dis presies die Here se commitment vanmôre in liefde. Dis out of the box. Dis enormes. Eerstens, dis 'n verbondsgetrouheid tussen God en die mens, meaning dit sal nooit verander nie. Jesus se commitment sal altyd staande bly. So al is ons dalk van die pad af, die Here bly ons op die pad terugsit. Halleluja. Tweedens is 'n verbintenis as 'n heel hartige oorgawe. Hy gee homself totaal aan jou en verwag jy moet jouself aan hom gee. The commitment of Jesus. Derdens wat commitment beteken, dis gehoorsaamheid en vertroue. Sy commitment is om saam met jou, hoor mooi, nie jy alleen nie, is om saam met jou geloof uit te leef in aksie. Psalm 37 vers 5 sê, laat jou weg aan die Here oor en vertrou op hom, en hy sal dit uitvoer. Halleluja. Is dit nie vanmôre wat 'n commitment is nie? Lord, I commit myself to you. You will make my path straight. Daarom gehoorsaamheid deur vertroue. Ons vierde ware betekenis van commitment vanmôre is, hy is en was en sal wees die volmaakte voorbeeld van 'n verbintenis wat ooit met ons gemaak is. Want Jesus was committed tot sy roeping, sy Vader en natuurlik aan ons as sy kinders. Kan jy vanmôre sien dat die Jesus commitment gaan alles vanmôre oor liefde? Volgende week is ons aan Pinkster. As dit nie was vir die liefde van Jesus nie, sou Heilige Gees nie gekom het nie. As dit nie was vir Vader se beplanning nie, sou Heilige Gees nie gekom het nie. En daarom wil ek vanmôre vir u sê dat die grootste commitment wat jy vandag kan maak, is om aan die Here vas te hou met alles wat jy het. Daarom is daar verskillende maniere vanmôre, kerk van God, hoe die Here committed is tot sy kinders, sy volk, sy nasies. Elkeen vanmôre wat ek met u gaan deel is baie uniek op sy eie manier. Hoekom? Want die Here is baie uniek op sy eie manier. Geen een van ons kan die uniekheid van die Here by ver kom nie. Die eerste commitment vanmôre wat die Here aan sy kerk gee. Wie sê kerk? Kan ek sien wie sê kerk vanmôre? Prys die Here. Daar's 'n paar hande wat af is, kom sien my na die tyd, hoor. Okay, nee, ek maak dit 'n grappie. Die Here se eerste verbintenis aan sy kerk vanmôre is om hulle die ewige lewe te verseker. Halleluja. Daardeur gesels vir die Here vandag in Johannes 10:27-28 wat sê, my skape luister na my stem. En ek ken hulle. En hulle volg my. Ek wil vanmôre vir u vra, hoor u nog u koning se stem? As ek nie my koning se stem ten minste een keer 'n dag hoor nie, dan begin ek wonder. Halleluja. Hy sê in vers 28 gesê, en ek gee hulle die ewige lewe en hulle sal nooit verlore gaan tot in ewigheid nie. Niemand sal hulle uit my hand kan ruk nie.
Die Here se eerste verbintenis vanmôre aan sy kerk is om vir jou te sê, kind van God, jy moet vanmôre jou herder, Jesus Christus, sy stem so aanhoor, dat jy vanmôre kan sê, my God het gesê, my koning het gesê, dat ek is vanmôre geseënd. Ek is vanmôre gesalfde kind van God. Ek meen, jy moet vanmôre moet jy uit die kerk toe gekom. Jy gekom met 'n verwagting. Ek wil vanmôre vir jou sê, jou koning se eerste kommitment aan jou met jou verwagting is om vanmôre vir jou te sê, my kinders, julle gaan die ewigheid beerwe. Amen. Daar's nie 'n komma daar agter nie. Die vyand kan nie gaan verder skryf nie, dis 'n punt. Halleluja. In 'n geval het hy nie die mag om jou lewe verder te skryf nie. Dis sy commitment om jou altyd naby aan hom te hou, om die ewige lewe te verseker. Partykeer is daai wete genoeg om jou staande te hou, deur enige ding. Die tweede commitment, verbintenis wat die Here vanmôre vir sy kerk het, is dat hy altyd met ons sal wees. Matteus 28:20 sê, en kyk, ek is met julle al die dae tot aan die volëinding van die wêreld. Amen. Hy is committed om ons nie te verlaat nie. Om nie van ons te vergeet nie. En ek wil vanmôre vir jou sê, al voel jy verlore, is jy nie alleen vanmôre nie. Al voel jy nie lekker nie, jy's nie alleen vanmôre nie. Al voel jy onseker, daar is hoop, ons kan vinnig laat jy sekerheid kry, jy's nie alleen vanmôre nie. Al kom die wêreld met sy uitdagings, jy's nie alleen nie. Al is jy nie heeltemal seker nie, is jy nog definitief nie alleen nie. Amen. Want hy is committed tot jou, en daardeur kan jy die geloof hou en voortbou. Amen. As dit nie was vir die Here se commitment nie, het ons nie hemelvaart gevier nie. Amen. En dan was ons verlore. Die derde commitment vanmôre, die verbintenis wat die Here met sy kerk sluit, is om saam met jou in situasies te wees, saam met jou deur die slegte tye te gaan, saam met jou deur die goeie tye te gaan. In tye wat jy van ekstasie wil opspring en die Here loof, is die Here saam met jou in daai. Dis 'n commitment wat hy maak aan sy kinders. Hoekom? Want hy is bly wanneer jy bly is. Hy is ongelukkig wanneer jy ongelukkig is. Want geen vader wil sy kind sien in ongelukkigheid nie. Maar ek wil vanmôre vir jou sê, liewe kerk, en ek wil vanmôre jy moet dit vashou. Die Here se verbintenis is om altyd saam met jou te wees en jou te ondersteun. Dit praat vanmôre van die Here se unstoppable peace and assurance vir ons. Ekskuus as ek oor die Engels deurgaan, maar dit klink altyd net vir my kragtiger. Hebreërs 13 vers 5 sê, julle gedrag moet vry van geldgierigheid wees tevrede met wat julle het, want hy het gesê, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Kerk van God, is jy alleen vanmôre. Die Here wil altyd sy vrede in ons harte los. Hy wil altyd sy teenwoordigheid in elke situasie plaas waar jy is. Want jy is kosbaar vir die Here. Daarom verseker hy ons met sy commitment dat hy ons nie sal enigsins of daaraan dink om ons te begewe, nie vergewe, hy vergewe altyd, begewe of verlaat nie. Sy commitment is vanmôre sy belofte. Amen. Jy is vanmôre 'n belofte wat waar geword het. Amen. Die Here het beloof jy sal 'n lewe hê en jy het hom. Amen. Ons moet hom reg leef. Halleluja. Sy vierde commitment vanmôre vind ons in Romeine 8 vers 38 tot 39 wat sê, want ek is verseker dat geen dood of engele of lewe of engele of owerhede. Ek kan net hoor hoe die vyand hierdie of magte of teenwoordige of toekomende dinge of hoogte of diepte of enige ander skepsel ons sal kan skei van die liefde van God wat in Christus Jesus ons Here is nie. Ek wil vanmôre vir jou sê, die vyand is net 'n skepsel.
wat vanmôre jou wil kom belemmer om te groei in die Here. Ek wil vanmôre vir jou sê, die situasie wat jy deurgaan is dit 'n skepsel, wat jou vanmôre wil belemmer om te kan groei in die Here. Ek wil vanmôre vir jou sê, dat die ondersteuning en die kommitment wat God gegee het, wat Jesus gegee het, is dat jy sal vir altyd kan staande bly. Maak nie saak waar jy gaan nie. Hoekom? Want die Here sê, niks sal jou kan skei van die liefde van God nie. En wanneer jy Jesus gesien het, jy die Vader gesien. En daarom sal jy die Vader ken, want jy ken jou Here Jesus. Die Here se commitment is altyd deur om lief te hê vir jou, lief te wees. Hy maak nie saak wat gebeur of aangaan nie, die liefde van God kan nooit in jou hart uitgestoot word nie. Amen. Hy hou altyd in sy hande. Hy bedek jou met sy liefde en sy genade. Dis 'n soort God wat ons dien vanmôre. Hy verlaat jou nie. Hy begewe jou nie. Hy verneek jou nie. Hy vergeet nie van jou nie. Hy stel jou nie teleur nie. Jy weet nie wat die mooiste van alles. Jy staan nooit skaam nie. Amen. Dis hoe groot die Here se liefde is vir jou as sy kind vanmôre. Die 5de kommitment wat die Here vanmôre maak, is dat hy sê hy sal in jou die goeie werk volbring. Jy is geroep vir goeie werke. Filippense 1:6 sê, omdat ek juis hierop vertrou, dat hy wat 'n goeie werk in julle begin het, dit sal volëindig tot op die dag van Jesus Christus. Die woord sê tot dag van Jesus Christus, meaning tot die dag wat die Here ons kom haal, moet ons die goeie werk voorsit, sodat die Here die werk in ons kan voltooi. Hy is committed om ons te sien succeed en sukses hê in alles wat ons aanpak. Dit wat jy tot dusver behaal het in jou lewe was 'n sukses wat die Here in jou begin het en in jou sal voltooi. Amen. You are called child of God. Halleluja. Die 6de commitment, daar 7. Waar die Here committed is aan sy kerk, is om sy kerk te onderhou. Sy kerk te laat staande bly. Praat nie vanmôre van hierdie 4 mure nie. Hy het sement wat om staande bly. Praat vanmôre van u. Die hart is vanmôre wat die Here wil laat staande bly. Johannes 6:37 sê, al wat die Vader my gee, sal na my toe kom. En ek sal hom wat na my toe kom, nooit uitwerp nie. Kind van God, ek wil vanmôre vir jou sê, jy kan nooit 'n verwerping wees nie. Prys die Here. Jy is aan die Vader gegee. En die Here het jou gemaak. Halleluja. Jy sal nooit die koning van die konings kan verwerp of nie, nooit sal die Here jou wegstoot nie. Al wil die vyand jou laat glo, jy sal nie sukses hê nie, sê die Here, jy sal sukses hê vanmôre. Ek wil vanmôre vir jou sê, al sê die vyand, jy sal nie goed en guns hê nie, die Here sê, hy sal dit vir jou in oorvloed gee. Al sê die vyand vanmôre, jy is nie goed genoeg vir die Here nie, sê die Here, jy is meer as genoeg vanmôre. Ek wil vanmôre vir jou sê, jy is gekies om die Here te volg. Jy is gekies vanmôre om op die pad te wees wat die Here vir jou gee. Maak nie saak wat die vyand vir jou sê vanmôre nie, kind van God, jy is geliefd en gekose en aanvaar deur een Jesus wat meer as genoeg is. Ons 7de commitment vanmôre. En dis dit een waar ek die Here so dankbaar is dat hy bly altyd getrou aan sy kinders. Jy sit vanmôre hier as 'n produk van getrouheid. Jy sit vanmôre hier as 'n produk van liefde, guns en voorspoed. Jy sit vanmôre hier 'n produk van uitmuntige details. Ek weet ek lyk so mooi vanmôre, want die Here het die details geskep, nie ek grap. 2 Timoteus 2:13 sê,
As ons ontrou is, bly hy getrou. Halleluja. Want hy kan homself nie verloon nie. Al is jy ontrou vanmôre, kind van God, bly hy getrou vir jou part. Al sukkel jy om te vertrou vanmôre, bly hy getrou. Al sukkel jy om te submit vanmôre, hy bly getrou. So when life knocks you down, you do not remain down, you get up. You stand up and you fight. Halleluja. Wanneer jy deur die dal van 'n doodskade weer gaan, staan jy weer op. Jy staan weer op in jou geloof, jy staan weer op in jou hoop, jy staan weer op in jou liefde vanmôre, in die God se liefde vanmôre. Jy staan weer op deur die genade van die Here Jesus. Jy staan weer op om die vertroue terug te neem. Bottom line is, jy staan weer op, kind van God, want hy is getrou om jou deur te sien. Jesus se commitment. Kan jy sien dat sy commitment vir sy kerk vanmôre is groot. En ek wil jou vanmôre aanraai en ek wil vanmôre gaan nie soos 'n challenge neem, maar ek wil jou bemoedig. Wees committed aan jou koning. Want jou koning is daar vir jou. Wanneer ons committed is aan die Here, glo my, daar sal meer oorvloedigheid wees. Oorvloedigheid gemeente, en ek sal dit sê tot dit in die sak, is nie geld nie. Oorvloedigheid is jou seëninge. En die Here gee elke dag vir ons nuwe seëninge. Hy gee elke dag vir ons nuwe lewe. Dis die soort oorvloedigheid wat die kerk moet strewe. Halleluja. Ek sluit af vanmôre. Jesus se commitment was dat ewen die vallei waardeur mens gaan, 'n lig moet hê aan die einde van die tunnel. Dit was sy commitment. Al die 7 commitments wat ons sopas bespreek het van een ding gepraat. En dit was God se liefde. Ons sit vanmôre hier. Van ons harte is nie lekker nie. Van ons het uitdagings. En van ons is ekstaties bly vanmôre. Maar as daar een ding is wat ons vanmôre in gemeen het, liewe kerk van God, is die liefde van Jesus. Is dit een ding wat ons kan share vanmôre, is die liefde. Net soos Jesus jou nie gelos het in jou vallei nie, in die dal van doodskade. Net soos sal hy nie een keer daaraan dink om jou net te los vanmôre nie. En ek wil vanmôre vir jou sê, my hart praat van oorvloedigheid vanmôre. Dat die Here hoor elke traan wat vloei. En hy hoor die emosie wat daarby gaan. Hy hoor die liefde wat spreek elke keer wat jy hom vra, Jesus, wat nou? So omdat jy in 'n plek praat, vanuit 'n plek praat, wat jy nie eintlik nie meer die liefde raak sien nie. Maar jy sien nie meer die doel nie. Ek wil vanmôre vir jou sê dat die Here se commitment sal altyd vir jou wees om daai doel te volbring. Jy het 'n doel vanmôre, kind van die Here. So gaan vra dat ons oopsluit vanmôre. En die wat gebed nodig het vanmôre is welkom voor te kom. Of as jy vanmôre op jou bank wil sit, seker jou hand op en ek bid saam. Maar die Here het 'n doel vanmôre. Sy liefde beskaam nie. Sy liefde staan nie skaam vanmôre nie. Dankie, Here. Here, U is deurboor.
met ons oortredinge, Here. Here, maar as dit nie was vir U liefde nie, was daar nie 'n tweede hoop nie, Here. So môre, Here, wil ons weer sê, ons is U so lief, Here. Dat tye is moeilik, Here, maar tye is draagsaam. Dankie dat U vanmôre die hoop is, Here, wat ons staande hou. Dankie dat U vanmôre die guns is wat ons elke dag dra, Here. Dankie dat U vanmôre die genade is wat ons lewe in lyn hou met U, Here. En net soos U committed was, Here, tot ons, tot U kerk, bid ek, Here, dat ons as kerk vanmôre committed sal word aan U, Here. Dat die verbintenis wat vanmôre, Here, ondergaan, 'n verbintenis sal wees, waar die liefde van God altyd, Here, die liefde van U Vader, teenwoordig sal wees. Here, en soos Vader vanmôre in daai doopbad intap, Here, vra ek dat U ons sal kom skoon was vanmôre, Here. Laat U water van ewigheid vloei vanmôre, Here. Vra dit in U naam alleen. Amen.